Ouma Louie en die Oukei Bazaars, geskryf deur Hendy Grobbelaar, voorgeles deur Karen Loots van die Lesery. Louisa Maria Francina Geldenhuys was die eienaar van die Oukei Bazaars in Potch toe ek klein was. Sy was ook my ouma Louie en 'n formidabele storieverteller, kleremaakster van Kersrokke en trourokke, asook 'n bo-baas soetkoekiebakster. Die tipe koekies waar jy nog die deeg met 'n meelietjie uitdraai en daar 'n plaatjie inkom wat die deeg in sterretjies en hartjies verander. Sulke koekies. En Kersrokke wat sis maak as jy loop en krapperig raak as jy dit dra sonder 'n vrokkie. Stories kon sy vertel. Sulke langes wat aanhou vir 'n halfuur en wat opgemaak is met smaak, soos 'n liefdevolle voorbereide maaltyd. Bietjie van dit en 'n knypie van dat, skietjie van daardie en 'n handvol van daai. Ouma het my altyd beloof dat sy nooit sal doodgaan nie. Goed, ouma Louie het gejok oor die Oukei Bazaar storie, maar dit is nie haar skuld nie. Sy het maar net 'n geleentheid gesien vir 'n lekker storie. Ek was nogal gewild by die skool toe die kinders hoor my ouma het so 'n vername besigheid. Ouma het 3 hangkaste in haar kamer gehad. Een vir oupa se klere, een vir haar klere en een vir haar Oukei Bazaars voorraad. Nou kyk, die Oukei in daardie tyd was 'n gerespekteerde plek waar jy alles onder een dak kon kry. Maar die materiaalafdeling was by verre die grootste. Dit was die dae voor Shoprite en Pick n Pay en al die ander fancy winkels van vandag. Almal het daar inkopies gedoen, maar vir my was Oukei Bazaars net 'n plek met materiaal en dit was my ouma se plek, want sy het al die materiaal van die winkel in haar hangkas gehad. Die mooiste lappe, sagste satijn, krakerige sis, blokkies katoenlappe, fynste kant en harde krimpelien. In die laaie was rye en rye gare tolletjies en ritsluiters. 'n Hele laai vol van die mooiste knope en heel onder in die kas 'n boksie met die fraaiste krale en skulpe vir ouma se doilies wat sy vir ieder en elk gehekel het. Heel bo op die kas het ouma haar dik patroonboeke op mekaar gestapel. Ek het elke vakansie by oupa en ouma gaan kuier in Kruisstraat en ouma het my toegelaat om met haar laai vol knope te speel en die krale te sorteer in kleure en grootte. Ouma Louie was bitterhuilig op haar knope en krale, dus was ek die uitverkorene vir hierdie groot taak. Ek het dit ook baie ernstig opgeneem en nooit het een kraletjie of knopie wat aan my toevertrou is, weggeraak nie. Die patroonboeke het vir my as 'n jong boekwurm en aspirant aktrise sangeres 'n besondere bekoring ingehou. Die dik boeke met die nuutste modes, met die beskrywing leffens die prentjie en patroonnommers, het my ure besig gehou. Ouma het ook notas gemaak langs party van die prentjies, soos Magriet se rok vir doop en Betty se strooimuisierok. Onthou die valletjie om die moue. Maar my lekkerste lekker was om net die kas oop te maak en die materiaal te bekyk, te voel, te snuif en te droom van kaste en kaste, vol van die mooiste uitrustings van pink en blou satijn. Ek kon ure voor die kas sit en speel met al die skatte voor my. Dis ook daar waar ouma by my kom sit het en haar storie vertel het van die Oukei Bazaars. Sy het haar botteltjie 4711 parfuum uitgehaal en op haar polse getik en vir my ook gegee, vir agter my ore en in my nek. Dan het sy die botteltjie eerbiedig toegemaak in 'n boksie en in haar bedkassie gebêre. Die storie het min of meer as volg gegaan. Die man wat Oukei Bazaars gebou het gehoor dat ouma so baie lappe, knope en ritsluiters het, dat hy besluit het, sy is die beste persoon om die Oukei winkel te kry en te bestuur. Niemand ken lappe so goed nie, en niemand weet waar om die mooiste materiaal te kry, behalwe ouma nie. En niemand, maar niemand in die dorp, kan sulke mooi rokke maak soos ouma nie. So het ouma die besigheid begin en materiaal in ver plekke gaan koop, soos in Amerika, Kaapstad en Engeland, by die koningin se paleis. Hierdie reise was gevaarlik, met seerowers, cowboys, wilde diere, bose geeste en dies meer. Daar was egter altyd 'n held in die prentjie wat soos oupa Bok gelyk het en wat haar beskerm en gered het van al die gevare. Die laaste gedeelte het sy bygevoeg toe oupa die kamer ingestap het.
As sy nuwe materiaal teruggebring het van haar reise, het die mense tou gestaan van die voorhekkie tot om 'n hoek by oom Henning hulle langs aan sy garage. Ouma het vir elke tannie 'n stuk lap gegee, met al die knope en gare wat daarmee saamgaan. Sy het hulle ook vertel hoe om die rok te ryg en te stik, sodat die materiaal nie op 'n knop trek nie. My ouma moes vreeslik baie geld gemaak het en baie rondgereis het, want sy het altyd nuwe materiaal in haar OK bazaars gehad. Baie jare later het ouma, wat altyd maar 'n brose gestel gehad het, baie siek geword. Oupa Bok is toe ook 'n paar maande tevore oorlede en ouma het by my ma en pa kom bly. Ek het gaan help met die inpak van haar paar besittings wat sy wou saamneem. Meeste van die meubels en goedjies in die huis was klaar verdeel tussen die kinders en kleinkinders, en ek het in die leesslaapkamer voor die OK bazaar hangkas gaan staan. Met groot heimwee en afwagting het ek die deure oopgemaak. Sekerlik sou al die materiale, knope en goeders nog daar wees, sodat ouma ten minste haar besigheid saam met haar kon neem. Die kas was leeg. My tannies en niggies was seker nou ook eienaars van ouma se OK. Ek het op die grond gaan sit en huil. Vir 'n ouma wat nooit weer met 'n naaimasjien sal werk nie. Vir krapperige Kersrokke, soet sterretjiekoekies en 'n klein dromerige dogtertjie wat geleer tel het met 'n blik vol knope en krale. Heel onder in die kas was ouma se dik patroonboeke en ek het een opgetel en deurgeblaai. Die blaaie het varkore gehad. Sommiges was deurgeskif van Iris se blaai en hier en daar was teevlekke en aantekeninge in ouma se oudtydse kromhandskrif. Ek het 'n lang ruk so gesit en eers heelwat later opgestaan. Die boeke opgetel en in my motor op die agtersitplek gaan sit. My ouma se 4711 geur was in my kar en sy en haar OK bazaars was vir ewig in my hart. O, en ouma het ook gejok oor die doodgaan.